Daar sê hy, hier is ons weer met Warrior Bride Reformer podcast. Lekker. Vandag is Dylan saam met my weer en Amber. Hallo julle twee. Dis lekker saam met julle hierso. Ons ek wil net vir ons gemeente sê, ek het nou Sondag was ons krag af hierso en ons generator was nog nie reg nie. So Jonathan moes preek uit volle bors. En hy het so mooi boodskap neergesit dat ek vir die gemeente gesê het, ons gaan daai boodskap vandag opneem, maar ons gaan dit nou nie vandag opneem nie, want Jonathan se dogtertjie hardloop atletiek vandag. En is so tussendeur, ek wil nie gejaag wees nie. Ons gaan hom volgende week opneem, is die plan. En raai wat? Ons gaan dit in Engels doen. I'm gonna speak my best English. So ek sal weer Engelse Bybel lees van Maandag af, sodat ek my this and thou and this kan reg kry, want ek is King James, New King James ou. Ons wil vandag gesels oor die kerk van Philadelphia, dat ons hierdie 7 kerke kan klaarmaak, en wat ek heeltyd sê is, onthou nou, hierdie 7 kerke is, wat ek aanbied hier, is maar net skiem oor die surface. Jy moet jou eie nuggets gaan soek. Hoor dit sê die Bybel van ons almal, dis vir ons almal. Ou Paulus sê in 1 Korintiërs 13 vers 9, hy sê, want ons ken ten dele en ons profeteer ten dele. Onthou nou net, nee, ons almal ken 'n bietjie. Ons almal ken nie alles nie. So, geen kerk, geen denominasie, geen persoon weet alles nie. En dis vir my so lekker om na ander ouens te luister wat ook hierdie aanbied en 'n paar nuggets te kry by hulle. En ek kry heeltyd nuggets, soveel nuggets dat ek nie wil ophou skryf nie en ek moet iewers stop en nou maar net my nuggets gee en nie ander ouens se nuggets wat ek uit die rivier uit gepan het nie. Hier ons die pan, daai ouens het so die goud gepan. So ek hou daarvan om te luister. Ek het weer op nuwe ouens afgekom wie ek luister en dit is so lekker. Ek hou myself besig met dit. Lekker, Dylan, sit vir ons daar 1 of 2 advertensies op, dat ons dit kan agter die rug kry. Onthou nou ons reis na Turkye, 'n 13-dag luukse toer saam met Warrior Bride, dis nou ons natuurlik. En Jackie en Gawie sit vir ons hierdie toer bymekaar van Joy Travel. En kyk asseblief die Februarie uitgawe van die Joy juigtydskrif. Daar's 'n artikel daarin van Siloam gemeente, ons gemeente wat ons hier in is, en dan ook van hierdie toer van ons. Skryf in, ek weet is op baie se bucket list, maar maak hy bucket list nou hierdie jaar bietjie korter en gaan Turkye toe saam met ons. Dit gaan bloedwarm wees, ons land in die somer daar, ons gaan swem, ek werk nou al aan my sixpack, en wat ek seker nooit weet wat ek mag die lewe en dood lê in die tong, nee? Maar ons probeer hard, jy weet, maar ja, ek sukkel om die wit brood te los. Daar sê, so, skryf in vir daai, Sondagoggend diens, ons het die naweek, weet julle, het ons God maak 2-1 seminar, en hierdie 2 lieflike vriende van my, Annette en Renier Strydom, gaan dit vir ons aanbied, en ons sluit die naweek af, waar hulle vir ons die Sondagoggend diens gaan doen. Ek sien baie daarna uit. Julle moet kom, al doen julle die naweek nie, kom net vir die diens. Dit gaan baie lekker wees. Dan het ons vrouens 'n Blossom en Bloem vroueoggend tee, Rooted in Christ, daar's die prys, en kyk wie is ons gas daarso, Anja, sy gaan vir ons kom worship daar en 'n profetiese getuienis gee en profetiese aksies doen daar, kom, dit gaan so lekker wees, ons is baie lief vir haar en haar man. Alright, en dan die volgende is ons mannegroep, moenie vergeet nie, ons mannegroep kom elke oggend 4:15 by mekaar tot 6:00 en tot hoe laat? On Fridays, yes, on Fridays, nie, wat ek gesê elke oggend. Sorry Alwyn hardloop dit vir ons daar, dis nie elke oggend, dis elke Vrydagoggend, 4:15, die son kom net op, en sit die manne hier aan koffie drink, en ek weet hierdie gaan groei van krag tot krag. Dan het ons ook ons vroue Bybelstudiegroep, elke Vrydagoggend, 9:30, vir die vrouens wat nie werk nie, wat huisvrouens is, of wat 'n tydjie by die werk kan afknyp. Ons doen nou ons nuwe reeks is die boek van Jakobus, wat ons vers vir vers, ek kan net nie verby Jakobus 1 kom nie, julle. Ek sit vas by Jakobus 1. Ons is dan nou al by Jakobus 1 vers 5, dink ek. Nee, of het ons klaar? So ons is lekker, kom skakel enige tyd in. Jakobus is so ryk boek,
en so lekker om oor te kuier. Daar sy kom val by ons in met die vrou absolutely. En dan vanaand natuurlik, woensdaande, die eerste kwartaal van ons kerk, fondasies van ons geloof, elke woensdag aand, en ons het gepraat die eerste week oor bekering, weergeboorte, dan neem Jesus Christus aan, en dan vanaand praat ons natuurlik oor die klassieke waterdoop, groot doop, klein doop. So dit gaan lekker wees, ek sien baie uit daarna, die Here het my lekker besig gehou met die voorbereiding van dit. So, vandag wil ons aangaan met ons Openbaring 7 kerke reeks, en nou ja, die kerk van Philadelphia, ons besig om te land, ons het Efese gedoen, ons het Smyrna gedoen, ons het Sardes, Thyatira, Pergamum, Thyatira, Sardes, en nou Philadelphia. Dit is nou nie Philadelphia in Amerika, Bruce Springsteen se liedjie Streets of Philadelphia, waarvoor ek so baie lief was altyd nie. Hierdie is Philadelphia in Turkye, en kom ons kyk bietjie wat gebeur met hierdie brief aan hierdie gemeente Philadelphia. Kom ons lees bietjie Openbaring vanaf Openbaring 3 vanaf vers 7. En skryf aan die engel van die gemeente in Philadelphia, dit sê die heilige, die waaragtige, wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie, en hy sluit en niemand maak oop nie. Vers 8, ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee, en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag, en jy het my woord bewaar, en my naam nie verloon nie. Vers 9, kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan, van die wat sê dat hulle Jode is, en dit nie is nie, maar lieg, ek sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig, en erken dat ek jou lief gehad het. Vers 10, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele wêreld kom op die bewoners van die aarde, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Vers 11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. Vers 12, wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar, kyk hierdie mooi 2 pilare daar in Philadelphia, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. O, wat 'n belofte, as God 'n belofte gee, nee, sy woord is sy eer. En ek sal op hom die naam van my God skrywe, en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. So, kort, maar kragtig. Natuurlik hierso, Openbaring 3 vers 13, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Ons sê altyd, het jy 'n oor? Luister dan, dis vir jou geskryf. Hierdie 7 briewe is vir my en jou vandag geskryf. Dis 'n boodskap wat al vir 2000 jaar uitroep, soos ek altyd sê. En dis van toepassing op ons vandag, net soos wat dit op toepassing was vir daai 7 gemeentes daardie tyd. Dit was al vir die afgelope 2000 jaar, is elke boodskap van elke kerk op my en jou van toepassing, en op my en jou gemeente. As jy gaan verstaan en hierdie briewe ken, jy kan jy by enige kerk instap en daai kerk leer ken, want jy moet 'n kerk leer ken, jy moet 'n gemeente leer ken. Dan sal jy sien, daai kerk het 'n teelepeltjie van Efese, hy het 'n eetlepel van Thyatira, hy het dalk 'n pinch of Laodicea. Dit is vir ons almal van toepassing. Daai is die kaart, the lay of the land. En kyk, daar's Efese in volgorde kloksgewys, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, en nou is ons by Philadelphia, wat daar 'n bietjie in die binneland is, en dan gaan ons by die volgende geleentheid wat ek oor hierdie kerke praat, oor Laodicea praat, waarvoor evangeliste baie lief is om oor te praat, né? En as jy sien na onder regs is Patmos, dis nou waar Johannes dan nou in ballingskap en gevangenskap was, en hier is waar hy die revelation gekry het, die openbaring. Openbaring is revelation. Ek het in die begin gesê, die onthulling, dis soos wanneer 'n standbeeld
met 'n lap toegegooi is. Môre word hy onthul, geopenbaar, en hy het die onthulling gekry. God het sy gees oopgemaak, hy het oor tyd gekyk, en hy het gesien, wat het gebeur, wat is aan die gebeur, en wat gaan gebeur. Hoe lekker is dit, laat Openbaring homself so uitlê. Jy kan dit net gaan lees daar in Openbaring 1. Right, ons het mos nou die 7voudige struktuur van die kerk, en die eerste wat ons altyd na kyk, is die naam van die kerk. Kom ons kyk bietjie. Philadelphia beteken kerk van liefde of broederliefde of stad van vriendskap. Alright, so ek sal sien nou daar, my vriendskap is verkeerd gespel, skus dan die bets, almal hier in die kerk wat so goed is met Afrikaans, ek het 'n D vergeet daar, maar ons sal dit regmaak voordat na die boekie toe gaan. Een van die jongste van die 7 stede en staan vandag bekend is Al-Sehir. Ek sal nou daai naam beter gaan uitspreek as ek nou self Turkye toe gaan. Al-Sehir, wat rooi stad beteken, ook genoem Al-Shehu, stad van God, wat stad van God beteken. Koning Eumenes die tweede, koning van Pergamos, het 'n jonger boetie gehad, Atulus die tweede, wat hom opgevolg het as koning. Die het die bekendheid Philadelphia's verkry, wat beteken die een wat sy broer lief het, omrede vir sy getrouheid en liefde teenoor sy broer Eumenes. Die stad wat verkry is van Pergamos in 189 voor Christus word toe Philadelphia genoem, omdat hierdie twee boeties so lief was mekaar, het hulle dit broederliefde genoem. So 'n bietjie agtergrond van die stad, ons kyk altyd 'n bietjie in die agtergrond, want Heilige Gees is lief om sulke houtjies in te gee, en dis baie interessant, as jy die agtergrond so 'n bietjie ken, en hiervoor is ons baie dankbaar vir die navorsing van Sir William Ramsay, en ek het laas gesê ook, jy kan sy boek gaan lees, 'n baie moeilike boek om te lees. Ek het ook self bietjie deur hom geworstel, maar hy het mooi gaan argeologiese opgrawings doen, na die geskiedenis van die plekke gaan kyk, hier in die 18de eeu. Ek wil net eers weer proe na ons lekker koffie, dankie 5 Brew, Werner en Melissa daar in Potchefstroom, julle kan regtig hulle koffie koop, 5 Brew, baie lekker koffie. Die area was wel bekend vir sy wynproduksie. Dionysus was die hoof of belangrikste god van die stad, dis nou sy standbeeld daai. Die stad was destyds baie strategies geleë, langs die hoof-imperiale posroete wat vanaf Rome en Troas na Pergamum, Sardes en die binneland na Frigië gelei het. Die stad was 'n poort wat na die hoogland van Klein-Asië gelei het. Dit was dan vanselfsprekend dat die stad 'n hoofkwartier geword het vir sendingwerkers van die kerk, wat die evangelie na die oostelike areas van Frigië en Lydië geneem het. Die sendeling karakter word uitgelig in hierdie brief. Die area waarin die stad geleë is, staan bekend as, kyk hierso, ek het vanoggend hom 'n paar keer gelees, ek gaan hom nou weer probeer gooi hierso, Katakimini, alright, wat gebrande land beteken. Dit was 'n vulkaniese area wat gereeld gebuk gegaan het onder aardbewings. Tydens die aardbewing van 17 na Christus was die stad so te sê totaal vernietig, saam met stede soos Sardes en 10 ander stede. Die bewings van die aardbewing was nog vir etlike jare gevoel, en dit het gelei tot siviele en ekonomiese ontwrigting vir langer as 20 jaar. Ruim bystand van keiser Tiberius het gelei tot die stad se nuwe naam New Caesarea of nuwe stad van die keiser. Tiberius, ek sal nou nie sy naam vergeet as keiser nie. En want as ons op ons Israel toere gaan, dan as ons na die see van Galilea gaan, dan bly ons by Tiberius. Baie lekker dorp in Israel en lieflik langs die see van Galilea. Jy moet dit tog eendag belewe en skryf regtig in en 'n boeketoer deur Joy Travel. Dis altyd lekker. Hulle sit ons in die beste hotelle daar. Jy eet so lekker. Jy geniet die water. Daar waar ons by Tiberius, ek het die hotel se naam vergeet, kan jy in die swembad swem. Ons gaan gewoonlik in die somer en dan kan jy deur die hekkie gaan, dan spring jy sommer daar in die see van Galilea in. Swem jy lekker daar. Kom voel jy by die visies aan jou, né? So 'n bietjie scary, daar's dan nie haie nie, maar dan van daar af spring jy weer in die swembad in. Later, tydens die regering van keiser Vespasian, is die stad se naam verander na sy familienaam Flavia.
Die naamverandering het nie lang gehou nie en vinnig was die stad weer bekend as Philadelphia. Die voorspoed van die stad het nooit weer regtig opgetel en was later onder wettige jurisdiksie van Sardes. Die kerk het egter baie swaar gekry onder die sterk Joodse gemeenskap. Onthou nou wat hy gesê het in die brief. Hulle wat sê hulle is Jode en dit nie is nie, né? Alright. Ignatius, die biskop van Antiochië, het in sy brief aan die kerk van Philadelphia geskryf en 'n sterk waarskuwing gegee aan die wat die Judaïsme verkondig en selfs die gebruike daarvan afdwing op Christene. En ons weet natuurlik nou, tydens die Jerusalem Council, die vergadering wat in Jerusalem was in Handelinge 18, is al daai gebruike basies afgeskaf deur die kerk. En Jakobus het die brief geskryf, Paulus het dit sterk verdedig, en al die manne het daai brief uitgestuur vir die kerke om nie weer en veral nie Joodse Christene onder die juk te plaas van Judaïsme en die wettiese gebruike van sekere goed, soos die besnydenis byvoorbeeld. Hy het in sy brief gesê dat jy as Christen nie in beide kampe gelyktydig kan wees nie. Jy is of 'n Jood met Joodse gebruike, of jy's 'n Christen. Een van die twee, jy kan nie albei wees nie. Alright. So, en dit was moeilik, as ons nou terugdink 2000 jaar terug, dit was moeilik vir Jode wat toe Christene word, om hierdie goed te los en nie meer op dit staat te maak nie, maar net slegs staat te maak op Jesus Christus. Dis vandag nog vir Christene moeilik, is dit nie? Wat jy dalk uit tradisie uitkom, ja, maar jou kerk, jou denominasie het dit gedoen, en nou leer jy dit af, en jy volg Jesus. Sure. Hierdie tendens van in beide kampe gelyktydig wees, word uitgelig in die brief. Tweedens, in die 7 wat is nou die woord wat ek nou mis hierso? Die brief deel ons in 7 op. Die tweede deel wat ons dit in opdeel, is altyd die titel van Christus. Hoe Christus homself voorstel in die brief. Hoor wat sê hy in Openbaring 3 vers 7. Hoor hoe stel hy homself voor? O, hier is my mooi. Dit sê die heilige, die waaragtige. O, jy kan op hom staat maak. My liewe boetie en sussie, jy kan altyd op Jesus staat maak. Wat die sleutel van Dawid het, wat oopmaak en niemand sluit nie. En hy sluit en niemand maak oop nie. As die Here vir jou 'n deur oopgemaak het, my boeties, is die stappe aan. Stappe aan. Net die vyand kan jou in jou gedagtes keer om nie daardeur te stap nie. Ons luister nou daardie ding. Wat die ou sê is baie waar. Die vyand kom net vir een ding in jou lewe. En is jou geloof, jou vyf. As hy jou vyf kan keer, jou geloof kan keer, dan gaan jy sukkel. Dis al wat hy kan doen. Die Here het vir jou beloftes gegee. Maar nou kom jou gedagtes, jy sê, ja, maar jy weet, dit is nou die, en is dit, nee. As die Here vir jou 'n deur oopgemaak het, die Here hom vir jou oopgemaak. Ons vertrou ook vir baie goed by die gemeente, ek vertrou vir baie goed in my eie lewe. God het gesê, dan het hy gesê. Dan sê ons soos oom Angus sê, Noma Kanjane, kom met my, die gaat ons. Die Here het vir jou gesê, hy sal vir jou sorg, die Here het gesê jy moet soontoe gaan, dan gaan jy soontoe. En nou kom die vyand vir jou geloof. Ja, maar onthou nou net, het hy regtig gesê, no doubt, né? With doubt, so Andrew Womack altyd, you can do without, né? Alright, so, wie die sleutel van Dawid? Christus. Heilig. Hy is die heilige, daar in Jesaja 6 vers 3, en die een het die ander toegeroep en gesê, dis nou die engele, gerubs, heilig, heilig, heilig is die Here van die leerskare. Die hele aarde is van sy heerlikheid vol. God is heilig. Daar's niks sonde in Jesus nie. Hy is heilig, heilig, heilig. En deur sy dood aan die kruis, as jy weergebore word, en jy is gewas met die bloed van Jesus, vat hy jou sondige natuur weg, en hy maak jou heilig. O, hoe mooi is dit nie? Bly in dit, werk na dit, streef na dit. Ons is nie een perfek nie. Ons moet dit nie as verskoning gebruik nie. Ons almal moet werk in onsself, hierdie pad van heiligmaking wat ons stap tot die dag wat ons doodgaan. The road of sanctification, soos die Engelsman sê. Jy is gered, nou is jy in die pad, in die stap, in die wandel, in heiligheid, en die vyand gaan met al sy vermoë teen jou kom, hy gaan jou aandag probeer aftrek, hy gaan jou wegtrek na sosiale media toe, in plaas van na God toe. Hoe sê hulle daarso,
Paulus sê, hulle was liefhebbers van genot in plaas van liefhebbers van God. Het rym so mooi in die Afrikaans daar in Timoteus. Dan is hy ook die waaragtige, hoor gou hierso in 1 Johannes 5:20. En ons weet dat die Seun van God gekom het, skryf Johannes, en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken. Sjoe, as die Gees van God op jou is, die Gees van wysheid en verstand. Hoor wat sê hy daar? Verstand gegee het. Jy kan slegs daai verstand kry om die waaragtige te leer ken deur weergebore te word en die Gees van God te ontvang, want sonder die Gees gaan jy dit nooit verstaan nie. Nooit nie. Hierdie is Grieks vir jou. Ouens wat na hierdie goed luister en is nie born again nie, kan hierdie goed nie verstaan nie. Kan hierdie goed nie verstaan nie. En pas op, laat jou intellek, die bietjie wat ons gebruik, nie in die pad kom van God se verstand en God se verstaan van dinge. Want sy taal is anders, sy manier is anders. God is nogal direk, hoor. Sy woord is ook direk. As hy iets sê, het hy het gesê. Hy kan nie teruggaan op dit nie. Nou die ouens het so van hierdie briewe en van hierdie boeke in die Bybel so teologies gedissekteer dat jy nader aan self nie verstaan nie. En op die einde van die dag het Jakobus maar net gesê wat hy gesê het en het bedoel wat hy gesê het. 2 Korintiërs 1 vers 13, my vriend Jan Gildenhuys, ons het geleer, ou vertaling wat sê, en ons skryf niks anders as wat jy lees of ook verstaan nie, en ons hoop jy sal dit net so verstaan tot die einde toe. Die nuwe vertaling sê, ons hoop jy sal dit eendag verstaan. Ek sê my nou vir jou, my boetie en sussie, jy kan dit nou al verstaan. Jy kan die woord vat, jy kan dit lees en dit verstaan. En dan soos jy groei in die Here, kan jy bietjie meer agtergrond kry, bietjie meer konteks, al daai goed. Maar God sal op 'n persoonlike vlak met jou praat deur sy woord. Hoekom? Want hy is die heilige en hy is die waaragtige. Dit is vir my mooi hierdie. Kan ek nou net klaar maak? Sorry, julle chip nou so in nie, so ek kry nie klaar hier met hierdie 1 Johannes 5 vers. Hoor, ek moet vir julle sê 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, dis nou nie die boek Johannes, een van die 4 evangelieë. Ons noem dit klein Johannes. Die mooiste 3 boekies in jou lewe wat jy kan lees. En ek moet vir julle sê, 1 Johannes, 2 Johannes, 3 Johannes, Jakobus, 1 en 2 Petrus, die boekie Judas, ouens in die wêreld kan dit nie verstaan nie. Dis geskryf vir born again Christians. Alright. En ons weet, ek gaan dit weer lees, want dit is so mooi, kan ek maar. En ons weet dat die Seun van God gekom het en ons verstand gegee het om die waaragtige te ken, en ons is in die waaragtige, in sy Seun, Jesus Christus. Hy is die waaragtige God en die ewige lewe. Dis diep, ons kan jou ook nou selfs. Johannes 17 vers 3 sê, en dit is die ewige lewe, om God te ken en sy Seun Jesus Christus. Om God te ken en sy Seun te ken is die ewige lewe. Jy kan nou al die ewige lewe hê. Ek dink ons kan die brief nou net nie stop, ons kan die podcast nou net nie stop en as jy net dit onthou, is dit goed. Die ewige lewe is om God te ken en jy kan God slegs leer ken deur sy Gees. En sy Gees kry jy wanneer jy, wat doen ons vandag se reeks? Handelinge 2 vers 37-38, wanneer jy bekeer na God, jou sondes bely teenoor God, Jesus Christus aanneem as jou persoonlike verlosser en saligmaker, jouself laat water doop, onderdompel in die water in, en dan die doping met die Heilige Gees ontvang. Wanneer jy daai 4 stappe gedoen het, en jy ontvang sy Gees, kan jy hierdie goed leer ken, en hierdie goed leer verstaan, hierdie woord leer verstaan. En wat daai 4 stappe vat Christene partykeer as gevolg van tradisie en kerke en goeters. Vat daai 4 goed party mense jare om by uit te kom. Wat daan Handelinge 2 vers 38, paar ure, 'n dag, minute. Hulle het almal net daar bekeer na God. Hulle het Jesus Christus aangeneem. Hulle was gedoop, het nou so lank hier rukkie gevat. Ek meen, ons 'n hele paar duisend wat toe daai dag gedoop is en die disippels het so vir mekaar gekyk, sê Petrus, het jy dit nou kwyt geraak? Ek meen, om 3000 ouens te doop, is nie ligte boere musiek nie, hoor. Ek meen, ek doop hier op 'n Sondag, as ons nou 'n lekker dag het, 10 mense, dan die son my rooi gebrand. Jy weet, en as ons Israel toe gaan, ons daar in die Jordaan, en ek staan daar sonder 'n hoed, met my faktor 20, is nie goed genoeg nie. Imagine jy met 3000 mense doop.
maar hulle het bekeer, hulle het Jesus aangeneem, hulle is gedoop, en hulle is gedoop met Heilige Gees, in 'n kwessie van 'n paar uur. En daar word soveel gesteel by Christene, omdat hierdie nie geleer word nie, en hierdie nie verstaan word nie. Jy kan die woord van God, nou het ek nie vergeet om my Bybel hier neer te sit, maar jy kan, ek gaan hom gekry, hier is hy, waar is hy, hier is hy, nee, kyk hom. Hierdie woord van God is die ultimate authority, en ongelukkig het mense hierdie woord probeer verander en so moeilik gemaak, dat 'n kind dit nie kan verstaan nie. En hierdie is geskryf vir ons almal. God gaan ons almal verantwoordelik vat vir hoe ons hierdie woord aangebied het. En dis hoekom ek so sit met vanaand se aanbieding oor die doop, dat ek dit so kan aanbied, dat 'n kind dit kan verstaan. Amen? Daar is hy. Kan ons net aangaan nie. Die sleutel van Dawid. Hierdie maak my baie opgewonde en ek hoop dit maak jou opgewonde. Die woord van God moet jou opgewonde maak. Openbaring moet jou opgewonde maak. Openbaring moet jou nie bang maak nie. As jy 'n weergebore kind van die Here is, kan jy nie wag om hemel toe te gaan nie. Hoe lekker is dit nie? Die woord van God en veral die boek van Openbaring en die profeseë moet jou opgewonde maak. Dat jy weet, hoor hierdie is 'n wedloop wat ek hardloop en iewers gaan hy klaar maak. Die Bybelstorie gaan klaar maak. Dis die klimaks van die Bybel. Hy gaan klaar maak, is 'n hoogtepunt. Oh, and it's coming to a theater near you. Maar die maak sy so opgewonde, my mond's droog, ek gaan 'n bietjie koffie drink. Die sleutel van Dawid, kom ons kyk waar dit vandaan kom. Jesaja 22 van vers 20 tot 25. En in die dag sal ek my knegt Eliakim, die seun van Hilkia, roep, en ek sal hom jou gewaad aantrek en hom gord met jou gordel, en jou mag sal ek in sy hand lê, en hy sal vir die inwoners van Jerusalem en vir die huis van Juda 'n vader wees. En ek sal die sleutel van die huis van Dawid op sy skouer lê, en hy sal oopmaak en niemand sal sluit nie, en hy sal sluit en niemand sal oopmaak nie. En ek sal hom inslaan soos 'n pen in 'n vaste plek, en hy sal 'n eretoon wees vir die huis van sy vader. En hulle sal aan hom ophang die hele swarte van die huis van sy vader, die spruite en die wilde lote, al die klein huisraad, van komme af tot allerhande kruike toe. En in die dag, spreek die Here van die leerskare, sal die pen pad gee, wat in die vaste plek ingeslaan is. Dit word afgebreek en val, en die draggoed wat daaraan hang, raak tot niet, want die Here het dit gespreek. Nou hierdie Eliakim was 'n tipe van Jesus. Kom ons kyk gou hierso. Eliakim, Sepna, koning van Hiskia se tesourier, was vervang deur Eliakim. Aan hom was die volle administratiewe rol gegee, en hy het 'n groot sleutel wat aan 'n lys vasgemaak oor sy skouer gedra, né? Om so sy autoriteit uit te beeld as die een wat die mag het om te sê, wie kan die koning sien of nie? Net hy het oor die mag beskik wie toegang tot die koning kry. In messiaanse terme, Jesaja 9 vers 6 en 7, ons lees dit dalk in Lukas 1 vers 32 en 33. Hy sal groot wees, praat van Jesus, en die seun van die Allerhoogste genoem word, en die Here God sal aan hom die troon van sy vader Dawid gee. En hy sal koning wees oor die huis van Jakob tot in ewigheid, en aan sy koninkryk sal daar geen einde wees nie. Jesus Christus. Hy sal op die troon van Dawid sit. Dit het nog nie gebeur nie. Dit sal wees in die 1000 jaar vrederyk. Nou sit hy aan die regterhand van God op sy hemelse troon, die enigste man in die hemel. Matteus 16 vers 18 en 19. En ek sê ook vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie, en ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemele gee, en wat jy ook op aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Jesus Christus het afgekom aarde toe, God self het afgekom aarde toe, hy het gesterf aan die kruis, hy het opgestaan, aan hom is die volle mag en autoriteit gegee tot die koninkryk. En wanneer ek en jy weergebore word, kry ek en jy toegang, want die gordyn is geskeur,
ek en jy kan ingaan. Daar's nie iemand wat nou keer vir my en jou om sommer reguit na God toe te gaan nie. Maar nou, het tradisie en kerke so gemaak dat jy nie kan tot by God gaan nie, jy moet deur die priester praat. Nee, God sê vir jou, hier is die sleutel. Jy's my kind. Jy's my kind. Is dit nie awesome nie? Matteus 18:18 Voorwaar ek sê vir julle, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees, en alles wat op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Ek en jy is nou die seuns van God. Ons is God se seuns. En ek en jy die volle autoriteit. Ek kan in die troonkamer van God instap, ek kan op sy skoot sit, ek kan in God sit, soos Efesiërs sê, ek kan nou heers uit hemelse plekke uit saam met God. My boetie en sussie, ek bid dat jy daai openbaring sal kry, dat jy in daai troonkamer kan instap. Ek wil nie nou daaroor praat nie, want ek kan nou daaroor praat en dit sal lekker wees, maar ek sal op 'n ander keer daaroor praat. Hoe ek en jy dit kan beoefen om in die gees in God se troonkamer in te stap en saam met hom te fellowship, saam met hom tyd te spandeer, as 'n seun wat dan mag instap. Dis nou vir die dames ook. Ons is almal die seuns van God. Amber, ek is eendag die bruid. Nee? Ek sal graag die bruidegom wil wees, maar daar's net een bruidegom, sy naam is Jesus Christus. En hy kom vir sy bruid. Hy kom vir sy seuns. Alright. Ek kan nog baie praat oor die sleutel van Dawid, maar ek gaan nou nie. Maar weet dit, hy het die sleutels. En hy gee die sleutels aan sy kinders. Die deure is oopgesluit. En jy kan ingaan daar. Dis awesome, dis mooi. Derde punt hier in hierdie brief se 7 opdelings is die lof. Openbaring 3 vers 8. Ek ken jou werke, kyk, ek het voor jou 'n geopende deur gegee en niemand kan dit sluit nie, want jy het min krag en jy het my woord bewaar en my naam nie verloon nie. Hou oop deur, Kolossense 4:2-4, volhard in die gebed en waak daarin met danksegging. Danksegging, worship hom, sê dankie. Soos ek altyd sê, ek bid net een ding in die oggend saam met my vrou en kinders, Matteus 6:33, Here, ek soek die koninkryk en die geregtigheid. U het gesê, ek hoef nie te worry wat ek aantrek nie, ek hoef nie wat ek gaan eet nie, al daai tipe goed. Kyk net, ek hoef nie te worry het vandag wat ek eet nie, ek kom hier en hulle het vir my droëwors georganiseer. Hoe nice is dit nou nie, né? Maar dis nou net op 'n ligter noot, dat jy moet dit glo. En die vyand gaan teen jou kom in jou geloof. Hoekom gaan hy teen jou kom? En hoekom gaan jy vou se R20 se toksak? Wanneer jy nie volhard in die gebed en daarin waak met danksegging nie. En hy sê bid tegelykertyd ook vir ons, dat God vir ons die deur van die woord mag open om te spreek van die verborgenhede van Christus. Oh, the mysteries of God. Is dit nie lekker om daaroor te kan gesels? Bid vir ons. Bid vir jou predikant. Bid vir jou dominee. Bid vir jou pastoor, sodat God vir hulle die woord mag open om te spreek van die verborgenhede van Christus. Waarvoor ek ook in boeye is, sê Paulus, dat ek dit openbaar kan maak, soos ek dit behoort te spreek. Kyk, die vyand het alles in sy vermoë gedoen om ou Paulus te keer, om hierdie verborgenhede te preek, oral waar 'n engel van die Satan is afgesonder om hom in die vuis te slaan, om hom te keer, en hiervoor het die Here 3 keer gebid om hom van hom weg te neem, en die Here het sê, my genade is vir jou genoeg. Nou die kerk het 'n siekte gemaak, dis nie 'n siekte nie, die vyand het hom probeer verhinder, om hierdie verborgenhede te vat. Awesome. Ook in 1 Korintiërs 16 vers 9 en 2 Korintiërs 2:12. My naam nie verloon nie, Markus 8 vers 38, want elkeen wat hom vir my en my woorde skaam in hierdie owerspelige en sondige geslag, hierdie wêreld, vir hom sal die seun van die mens hom ook skaam wanneer hy kom in die heerlikheid van sy Vader met die heilige engele. Wie my naam nie verloon nie, my boetie en sussie, byt vas in die Here, staan in die Here, volhard in gebed, waak daarin met danksegging, dan sal jy die Here nie verloon nie. Moenie skaam wees nie. Preek die woord tydig, ontydig, Josua 1 vers 8. En oral waar jy kom, sal die grondgebied vir die Here wen. Openbaring 3 vers 9. Kyk, ek gee jou uit die sinagoge van die Satan vir die wat sê dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg en sê sal maak dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou lief gehaat het. Romeine 2 vers 28 en 29.
hier's nou 'n radical scripture hier, hoor hierso. Want nie hy is 'n Jood wat dit in die openbaar is nie. En nie dit is die besnydenis wat dit in die openbaar in die vlees is nie. Hoor nou hier wat sê. Maar hy is 'n Jood wat dit in die verborgene is. En besnydenis is die van die hart, in die gees, nie na die letter nie. Sy lof is nie uit mense nie, maar uit God. Dit is so mooi. Ons almal wat die Here Jesus Christus aangeneem het, wat weergebore geraak het, wat die besnydenis van die hart ontvang het, is nou die ware volk van God. Sjoe, is dit nie diep nie? Ek was een keer in Israel, en ek staan teen daai Wailing muur, en ek bid, en ek sien my Joodse boeties, en ek sê hulle is my boeties en sissies, en ek sien hulle staan, en bid, met hulle godsdienst en hulle tradisies, en die Here sê vir my, Johan, want hy sê nooit vir my Jason, hy werk nie op bynaam nie, hy sê vir my, Johankie, sien jy hierdie plek, dis julle sin, dis nie hulle sin nie. Dis God se heilige stad vir sy seuns. En ons bid vir ons Joodse boeties, wat nog in Judaïsme is, dat hulle oë kan oopgaan, dat hulle oë nie eers oopgemaak moet word in daai 7 jaar nie, want dis eintlik waar die 7 jaar verdrukking gaan, om daai Joodse boeties van ons oë oop te maak. En dan gaan Josef homself tentoonstel aan sy broers. Openbaring 3 vers 10. Omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing, en hier's nou 'n lelike vertalingsfout in die 33-53, wat oor die hele wêreld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Hoor gou hierso, wat sê die King James, Revelation 3:10. Gelukkig het ek samboksalf van my lippe gesmeer, my lippe nie bars nie. Ek gebruik Johnny Lou se grap hier. Because thou hast kept the word of my patience, I will keep thee from the hour of temptation. Die Griekse woord daar is out of, from. Ek sal jou uit die uur van verdrukking hou, wat oor die bewoners van die aarde kom. Wie sal nie in daai 7 jaar wees nie? Wie sal uit dit uitgevat het? Hulle wat die woord van sy lydsaamheid bewaar het. Ons moet geduldig wees, kom hy nie, gaan hy, ons al daai goed al gepraat. God kom. En vir die kerk wat oorbly, die gelowiges, daai tyd wanneer hy kom, om sy bruid te kom haal, baie van ons gaan al doodgaan dalk voor die tyd, en ons bid die wegraping gebeur nou, maar sê nou maar, vat nog 20, 30 jaar, 40 jaar, daai groep gelowiges wat op aarde gaan oorbly, hulle sal uit die uur van verdrukking gehou word, wanneer die beproewing oor die bewoners, of die aardbewoners, gaan 'n bietjie daaroor praat, van die aarde kom. I also will keep thee from the hour of temptation, which shall, wat gaan, come upon all the world, to try them that dwell upon the earth. Luister gou hierso, dit sal kom, dit het nie al gebeur nie, dit sal kom, dit sal gebeur. Een ou noudag luister ek, maar dit kan nie die Bybelstorie wees nie, nee, dis die Bybelstorie. Hy is 'n bietjie rof hoor. Ons, as ek nou daar gesê het, en ek sê dit nie spottend en afbreekend nie, ek dra ook Freedom of New Movement skoene, toe ek nou gepraat het van die pastore met hulle tight broekies, en hulle, ek het ook maar tight broekie en 'n Freedom of Movement valley, ek het dit ook, maar ons kan nie met ons ligte, sagte hermeneutika kom nie. Die hele Bybel, van die Ou Testament tot nou toe is rof, is grof, mense gaan dood, Christen ek, luister vanoggend vir hom Angus, 20 van hulle se kele is afgesny, se koppe is afgesny in 2016, daar in Egipte, koptiese Christene, 21, daar was toe 21, daar's 'n man van dink Ghana, sy keel is ook, sy kop is ook afgesny. Hy het sy hart vir die Here gegee, toe hy daai ouens se geloof sien. Dis rof. Nou is ek en jy met ons westerse teologie, sagte hermeneutika, wat 80% van die kerk is daar buite, derde wêreld, rof, grof, dis die evangelie. Daar kom 'n tyd, daar kom die uur van beproewing, wat oor die aarde kom, 'n 7 jaar judgment tyd, soos Tinus altyd sê, daai 'n ligte saakie van die 21 oordeele wat nog oor die aarde kom. Gaan nie ligte boere musiek wees, gaan nie. Bewoners van die aarde, earth dwellers,
My Engelse juffrou sou nou trots wees vir my as ek nie sê earth dwellers nie, maar earth dwellers. Her Majesty's own. Bewoners dwel. Die Griekse woord daar is katoikio, identifiseer met, te woon permanent, bewoner of inwoner. Daar's soveel mense wat hulle self identifiseer met hierdie aarde. Hy was 'n voorstander van die Afrikaanse taal. Luister, tale gaan tot niet gaan. En ek sê nou nie, ek is self lief vir Afrikaans en ek probeer my Afrikaans so suiwer as moontlik hou sonder anglisismes. Maar die taal sal ook verbygaan. As jy dit nou geweet het, nie geweet het nie, sê ek vandag vir jou. Dit sal verbygaan. Staan vir jou taal, praat jou taal, al die tipe goed. Maar jy is nie 'n bewoner van die aarde. Dit gaan verbygaan. Moet jouself nie identifiseer met hierdie aarde. Moenie laat hulle vir jou standbeeld bou nie. Alright, want dit gaan verbygaan. Dit gaan ook breek. Filippense 3:20. Want ons burgerskap, hy praat nou met die seuns van God, hoor, met die wat hulle identifiseer met Jesus Christus, wat hulle nie skaam vir Jesus nie. Hy praat nie met die wat, as jy jou skaam vir Jesus, praat hy nie met jou nie. Kan ek maar reguit wees. Hy praat hier met hulle nie skaam vir Jesus, om te sê, hoorie, ek is 'n Jesus volgeling, ek is 'n Jesus freak, ek is 'n Jesus volgeling, ek is 'n Jesus freak. Ek is bietjie snaaks, hoor, maar in elk geval. Want ons burgerskap is in die hemele, van waar ons ook as verlosser verwag die Here Jesus Christus. Ek verwag hom, hy kom my haal, hy gaan my vat, ons gaan by hom wees, en dan gaan hy daai wat saam met hom is, terugbring aarde toe, nadat hy alles verwoes het, en dan maak hy dit weer nuut, maar dis nog nie die hele, is nie die nuwe hemel en aarde, en dis eers na die 1000 jaar vrederyk, dan kom, awesomeness, ek is nou so opgewonde, my keel is droog. Maar, ek moet dan sê, ek hou daarvan as Jonathan en Tina sê, dan kan ek met mense praat, alles, maar ek hou ook daarvan om met julle te praat, maar ek weet ek praat met die skare ook, hoor, met die skare, die luisteraars. Hebreërs 11 vers 13. In die geloof het hulle almal gesterwe, dis nou daai Hall of Faith, waarvan ons lees daar in Hebreërs 11, sonder om die beloftes te verkry, maar hulle het dit uit die verte gesien en geglo en begroet, en het bely dat hulle vreemdelinge en bywoners op die aarde was, ek en jy, wanneer jou ou mens doodgaan, hy's gone, daai adres is weg. Prys die Here. Jy's 'n bywoner en 'n vreemdeling op hierdie aarde. Dis hoekom wanneer jy verander deur die Gees van God, sal die mense sê, "Sjoe, maar hy's vreemd. Is 'n vreemdeling daai. Ken hom nie meer nie." Want ek en jy is dan bywoners op hierdie aarde, maar vir die aardbewoners is dit hulle plek nie. Hulle wil geken word deur die aarde. Hulle wil onthou word deur die aarde. Meeste Christelike martelare of nout is nie eens in hierdie Bybel geskryf nie. Ons weet nie eens wie hulle was nie, maar God weet. Hulle het deur die eeue dood gegaan vir die evangelie. Hulle het gestaan vir die evangelie. Meeste van hulle ken ons nie. Ons ken nie daai 21 mans wat se koppe afgesny is in 2016 nie, maar God ken hulle. Hulle tyd, dit was jong manne. Ek het gesien met hulle oranje overalls, daar op die strand, geloop in kettinge. Hulle koppe is afgesny. Niemand hulle ken nie, ek ken hulle nie. Maar die Here ken hulle. Ek weet nie eens waar ons uiteindelik begrawe was nie. Maak nie saak nie. Weet ons westerse Christene, meeste ons, wie gaan my begrawe, waar gaan ek? Daai ons het, meeste Christene wat in daai vervolging was in die tyd van Smyrna, hulle het nie eens grafte nie. Hulle was gebrand. Hulle was verskeur. Opgeëet deur leeu's. Dis waar jou graf is, in 'n leeu se maag. Dis rof. Maar nou vandag, 2000 jaar later, trappe trone, is ons hierso ge-worry oor daai tipe goed. Die dag toe ek my denominasie verlaat, my attestate word vernietig, toe vra my leraar my, nou maar wie gaan jou begrawe? En daai tyd alweer ek geken het, so Bani van Touching Hearts, ek sê, seker maar Bani. Jy weet, who gives a rip? Ons gaan as bywoner ons hemelse huis toe. Kommer,
Hoor gou wat is die kommer van hierdie kerk? Niks, geen kommer. Hulle sal weet dat julle my disippels is, as daar liefde onder julle is. As ons liefde het vir mekaar, as kerk eerstens, naaste liefde. Sjoe, ek gaan nou nie daaroor praat. Vermaning of 'n bemoediging hierso. Openbaring 3:11, kyk, ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. So kan niemand jou kroon neem? Verseker. Jy moet vashou, krone. Volgende hoofstuk is baie belangrik, 24 ouderlinge, as ons na hoofstuk 4 toe gaan ons, ek weet nie of ons daaroor gaan praat nie, maar ons sal kyk, so ons daarby uitkom. Smyrna, krone, ook sonder kommer. Dis die twee kerke, Smyrna en Philadelphia, waar daar geen kommer is nie. Geen. Johannes 14 vers 3, en hierdie is 'n kerk wat gedink het, hulle doen nie so goed nie, want God sê, ek weet julle het min krag. Baie van ons voel baie keer, hoor jy, ek weet nou nie, of ek nou so goeie Christen is of iets nie. God sê, hey, ek het jou. Is nie in jou krag nie, is in my krag. Is in my krag. Johannes 14:3. En as ek gegaan het en vir julle plek berei het, kom ek weer. Dis een van die skrifte wat sê, God gaan weer kom, hy gaan kom vir sy kerk. Kom ek weer en sal julle na my toe neem. God kom die aarde toe, nou die kerk die aarde reggeryk, he? Soos wat die preteriste glo nie, elke dag is beter as gister. Die kerk is nog nie vandag perfek, maar môre is die kerk beter. Nee, dit is 'n leuen uit die put van die hel uit. God sê, in Johannes 14 vers 3 is 'n belofte, nou as hy gesê, en as ek gegaan het en vir julle plek berei het, so hy berei vir ons 'n plek voor, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Jesus sal terugkom, net sy beloof het. Ek kom gou, ewe skielik in Grieks. Ewe skielik, het gaan so wees. Dan kom hy. Jy moet elke dag be ripped and ready to go, en dit help nie, jy is een van daai wat alles nou gaan, die Here kom, nou los ek alles nie. Nee, hy wil jou besig vind. Hy wil jou besig vind om jou talente mee te woeker, wat hy vir jou gegee het. And you will occupy till he comes, sê Lukas. Kerk van Philadelphia het reeds al hul krone. Sjoe, hoe lekker is dit nie? Belofte aan die oorwinnaar, Openbaring 3:12. Wie oorwin, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal daar nooit weer uitgaan nie. En ek sal op hom die naam van my God skrywe en die naam van die stad van my God, van die nuwe Jerusalem, wat uit die hemel van my God neerdal, en my nuwe naam. Pilaar, 1 Timoteus 3:15. Maar as ek vertoef, dan kan jy weet hoe iemand hom moet gedra in die huis van God, wat die gemeente is van die lewende God, 'n pilaar en grondslag van die waarheid. Paulus wat skryf aan Timoteus. Daar lees ons ook in 1 Konings 7 vers 15 tot 20 van 2 koper pilare, Jachin, wat beteken, hy sal dit vestig of in sy raad, en dan Boas, in hom is krag. Nuwe name, Openbaring 2:17, Openbaring 9:16, Openbaring 21:2, dan ook hier in Jeremia 23 vers 6, in sy dae sal Juda verlos word en Israel heilig woon, en dit is sy naam waarmee hy genoem sal word, die Here ons geregtigheid. Die Here ons geregtigheid. Baie mooi naam. Dan laastens, wie oor het, hoe elke brief sê hy dit, Openbaring 3:13, wie oor het, laat hom hoor wat die Gees aan die gemeente sê. Jesaja 50 vers 4 en 5. Die Here het my 'n geoefende tong gegee, ek bid hierdie baie vir myself, ek proclaim hierdie, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Wanneer ek mense counsel, dan doen ek dit nie in my eie krag met my eie woorde nie, want wat het ek vir hulle te sê? Maar hy gee my 'n geoefende tong om die vermoeide te verkoop met God se woorde. Noudag sê 'n vrou vir my, ek spreek lewe oor daar. Jy sê dit seker vir almal. Nee, ek sê wat ek sê, want God sê ek moet dit vir jou sê. Hy wek elke môre, hy wek my oor om te hoor soos die leerlinge. Is jy teachable? Dan sal jy hoor. As jy nie teachable is nie, dan gaan jy ander goed hoor, ek waarsku jou. As jy nie teachable is nie, ja, ons sê die volle waarheid. Ek is hard, my woorde is hard, ek praat hard. Luister jy moet die vermoeide verkoop. En jy moet 'n oor hê, soos 'n leerling.
jy moet teachable wees. Die Here het my oor geopen, en ek was nie wederstrewig nie. Ek het nie agteruit gewyk nie. Baie diep woorde. Vat hierdie skrif, proclaim het, maak het vir jouself. Here, help my om nie agteruit te wyk nie. Help my om nie wederstrewig te wees nie. Here, help my, gee my 'n geoefende tong. Maak my ore oop om te hoor. Help my om te leer. Help my om teachable te wees altyd. Jesaja 30 vers 21. En jou ore sal 'n woord agter jou hoor wat sê, dit is die weg. Wandel daarop, wanneer jy regs of wanneer jy links wil gaan. Here, help my om te hoor hoe U wil hê ek moet wandel. Moet ek regs of moet ek links? Here, asseblief, rig my weer. Help my ore, my geestelike ore om oop te gaan. Help my om teachable te wees. Teachable. Nou, ek en Elsie, hierdie naweek het ons nou 'n huweliksseminar. Annette en Renier, ek het dit al bygewoon. Dit was weke gewees, maar weet jy wat? Ek gaan hierdie naweek weer. I must lead the way, I must lead by example, en ek kan nog leer. My huwelik is nie perfek nie, ek kan nog leer. Ek wil nog leer om 'n beter man vir my vrou te wees. Ek wil nog leer om 'n beter pa vir my kinders te wees. Amen. 7voudige struktuur van elke kerk. So wat was die naam van die kerk? Kerk van liefde of broederliefde. Luister die, liefde. Titel van Christus, die heilige, die waaragtige, en hy wat die sleutel van Dawid het. Lof, dit is wat hy reg gedoen het. God se woord bewaar, sy naam nie verloon nie. Woord van my lydsaamheid bewaar. Lydsaamheid geduldig. Luister jy, ons moet geduldig wees op die Here. Ons moet wag op die Here. Moet wag. Kommer, niks, geen. Vermaning of bemoediging sal jou bewaar in, nee uit, die uur van beproewing. Uit. Wat oor die aarde sal kom. Nie gekom het nie, sal kom. Ek herinner jou daaraan. Daar's 'n groot verskil tussen die verdrukking wat van God afkom, die groot verdrukking, die gewone of die verdrukking, en dan die laaste ding of die groot verdrukking wat van God afkom, teenoor vervolging wat alle gelowiges die afgelope 2000 jaar al ervaar, en as jy godsvrugtig in God wil lewe, sal jy vervolging kry. Jy sal, nie miskien nie, jy sal vervolg word. Alright, die Satan sal vir jou roer, maar jy moet geduldig wees in die Here. Jy moet waaksaam wees, jy moet tyd saam in die Here spandeer, en maak nie saak hoe rof jou dag was of jou week was nie. Môreoggend is 'n nuwe oggend, dis 'n nuwe dag. Spandeer tyd saam met die Here, staan vroeër op, kry selfdissipline. Selfdissipline kan jy prys die Here kweek. En jy kan selfdissipline verloor. Maar jy moet dit kweek, jy moet dit bewaar. Elke oggend opstaan, lydsaam wees, geduldig saam met die Here. Spandeer tyd saam met hom. Leer hom ken. Hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan neem nie. So, ons is nie skaam vir God se woord nie. Ons staan vas, soos Andrew Womack sê, if you don't stand for anything, you'll fall for everything. Staan waarin jy glo. Alright, belofte vir die oorwinnaars, word 'n pilaar in die tempel van ons God, naam van God skryf en die naam van sy stad. Diep hidden mysteries hierdie, hoor. Wie 'n oor het om te hoor, eindig die brief. Hierso is nou vir my mooi, hier begin ek nou my wielietjie inbring. Die profetiese profiel van die kerke in kloksgewyse volgorde. Eerstens, dis nou die groot ding waar baie teoloë stry. Hierdie is nie 'n profetiese profiel nie, want hoe kan jy sê, ons is nou in Laodicea, hier staan nou mense wat vervolg word, Smyrna, dis mos wat ons sê. 4 betekenisse, dit was 7 fisiese kerke, dit is vir elke kerk geskryf deur die eeue, tot vandag toe nog, dit is vir elke mens geskrywe, en is van toepassing op ons die hele tyd. Efese was die apostoliese kerk, daarna Smyrna, die vervolgde kerk, vervolging vandag nog in Laodicea se tydperk plaas. Daai tyd in Smyrna het jy Laodicese mentaliteit gekry, mense wat lou warm was, ons gaan volgende keer daaroor praat.
Pergamos, die getroude kerk, hy het getrou met die wêreld. Thyatira, die middeleeuse kerk. Sardes, noem ek die denominasiekerke, het begin daar, want vir die eerste eeu of 2 na Christus was daar net die beweging van hierdie Efese. Toe kom die Smyrna vervolging en toe sê die vyand, hoor nie maar, met hierdie vervolging raak al sterker. If we can't beat them, join them. Toe word dit die katholieke kerk vir omtrent 1000 jaar, donker eeue. Toe breek Martin Luther hulle weg, met die denominasies het wegbreek. Johannes Calvin, goeie werk gedoen, maar hulle het ongelukkig gedink, hulle het die volle waarheid, en ongelukkig sit baie van die kerke nog met 'n 15, 17, 15, wat ook al, 16, wat ook al mentaliteit, en hulle het hulle penne vasgeslaan, hulle sit vas in die 16de eeu. Maar die klok beweeg aan. Philadelphia, sendeling uitreik kerke, die manne het hier begin, in die draai van die 19de eeu, begin handel hê op mense, begin bid vir mense, en hierdie charismatiese beweging het begin. En dan nou, kom ons volgende keer by Laodicea, die met materialistiese kerke, maar die vyand nou doen in hierdie laaste dae, hy maak hierdie so, dat dit die mees aandag afleidbare ding is. Jy het nie jou TV aan, so daar's soveel inligting, daar's soveel goed om na te kyk. Jy kan net kyk wat jy wil. As jy in dit belangstel, kan jy dit Google. As jy dit kan doen, dit sal jou besig hou. Hoor wat ek vandag vir jou sê. Vandag is dit baie belangrik dat ons tyd saam met God spandeer. En wanneer jy die tyd saam met hom spandeer, vat jy die weg en kom weer na die skrif toe, na 'n woord toe, wat jy lees in die oggend, en jy vat hom, en jy kan daai bladsye van die Bybel ryk, jy kan in jou Bybel skryf, jy kan jou notaboekie hou, en jy kan dit, en vat daai weg, kyk of jy dit kan wegvat vir 'n halfuur of 'n uur, en tyd saam met God kan spandeer. Profetiese profiel, daar sit kom vir jou mooi uit daar, Efese, apostoliese kerk, so gaan hy af, tot onder, en hierso is ons nou in Sardes, Philadelphia, en hierso gaan ons na sendeling uitreik, en dan nou na die materialistiese kerk toe. Alright, en dan viervoudig betekenis van die kerk, wat ek nou genoem het, 'n profetiese profiel van die kerk, dispensasie, wat ek nou net vir jou gebys het, vermanende vlak vir al Jesus se kerke tydens kerkdispensasie oor die afgelope 2000 jaar is dit 'n boodskap wat uitroep. Dis van persoonlike toepassing, homileties, alle Christene, en as daar beloftes en oorwinnaars, maar eintlik het ek hier verkeerd geskryf, daar was 7 sulke kerke, dis die viervoudige betekenis van die kerke. Vermanend, Efese, toewyding, verhouding, hou en nie doktrine nie. Jou verhouding is beter en is belangriker as doktrine. Onthou wat hy vir hulle gesê het, 83 sê my beste, julle het my nie meer so lief soos in die begin nie, jy is so besig met jou doktrine. Smyrna, asseblief, byt vas in vervolging. Vervolging is vir ons almal, in 'n mindere of 'n meerdere mate. Ons koppe word dalk nie afgekap nie, maar weet jy wat, jy word vervolg deur familie, vriende wat sê, hoorie, jy's 'n Jesus freak. Alright, en jy word nie genooi na al die braais toe nie. Shame, baby shame, ander ouens se koppe waai. Pergamum, suiwer jou ambassadeurskap. Thyatira, pasop vir heidense gebruike. Onthou dit net, sodra jy jou toewyding en jou verhouding agterweë laat, dan begin jy compromise, jou ambassadeurskap is nie meer so suiwer nie, en dan voor jy oë uitvee, is jy besig met ander gebruike. Sardes, wees wakker, wees ywerig, want jy kan so apaties raak, jy sit elke Sondag in die kerk, en jy dink jy's okay. Nee, wees wakker, word ywerig vir die Here, hy is op pad terug, hoor. Ons hoor al, Billy Graham het 'n boek geskryf, I can hear the hoofbeats approaching. Lees daai boek, kry hom vir jou. Philadelphia, sendeling uitreik. Dis hoekom ons kerk se naam is, dan vergeet ek ons kerk se naam. Ek so onder rol hierso, nee. Siloam, nee. Ons kerk Siloam. Siloam beteken stuur. Ons moet stuur. Ons moet mense leer. Die mense kom in. Die lamme kom in. Ons gee die skape kos. En dan moet ons die skape laat gaan. Want nou, hoe wil jy net op een plek eet? Nee, gaan vat wat jy eet. Vat dit uit vir ander mense. Ryk uit. Jy beteken nie as 'n sendeling, jy moet Iran toe gaan nie. Jy gaan dood daarso, hoor. Hierso in Carletonville is genoeg. Jy gaan sny by daai ou wat jou hare sny, dit kom van Iran af. Nee, jy kan met hom begin praat oor die Here. En dan Laodicea, voorspoedige kompromie.
ons gaan daarvan lees, het gaan so goed met ons het niks nodig nie. Jy sê dit dalk nie in soveel woorde nie, maar wat jy doen, wys baie. Persoonlike vlak, op my en jou, verwaarloos prioriteite, Efese, Smyrna, sataniese oppositie, jy gaan oppositie kry, ek het nou gesê, Pergamon, geestelike kompromie, Thyatira, begin met heidense gebruike, Sardes, heidens is alles nie Bybels, alright, Sardes, wees wakker, wees ywerig, Philadelphia, getrou ambassadeurskap, Laodicea, pas op vir materialistiese afvalligheid, ons gaan later daaroor praat, belofte aan die oorwinnaar, Efese, jy sal eet van die boom van die lewe, Smyrna, jy sal nie die tweede dood smaak nie, Pergamum, verborge manna, keersteen en 'n nuwe naam, Thyatira, jy sal mag hê oor die nasies, saam met Jesus gelees Psalm 2 met 'n ysterstaf regeer, Sardes, bekleen wit, naam nie uitwis uit die boek van die lewe nie, Philadelphia, wat ons vandag oor gepraat het, hy maak jou 'n pilaar in die tempel van God, naam van God, hy sal en sy staat 'n nuwe naam gee aan Laodicea, as jy daaroor win, sit saam met hom op sy troon, wow. Die 7 kerke is 'n persoonlike boodskap aan alle kerke en kerkgangers. Smyrna en Philadelphia het geen kritiek nie. En is nog net die 2 stede wat vandag staan. Kan jy dit oor vertel? Is dit toevallig? Nee, toeval God se lig sê hulle. Alright. Elke kerk het sy eie persepsie oor homself gehad, maar God het sy eie persepsie van hulle elkeen gehad. Hoe onnigterend vir ons in ons eie verbeelding en denke. Die verwaandheid van ons om te dink, ek is okay. Maar God weet. My boetie en sussie mag hierdie boodskappe van die 7 kerke, jy eie ondersoek gaan doen, gaan lees dit self, gaan kry nuggets by ander mense. Hierdie moet jou net op jou so nuuskierig maak, dat jy jou eie kos gaan soek. Gaan luister ander mense se goed. Hier is ouens wat al, daar's Raymond Lombard, hy is al vir jare besig met hierdie. Dit wat ek nog moet leer ken hy al. Daar's Tiaan Gildenhuys, kry sy boeke daaroor. Ek kan vir jou klomp mense se name opnoem, daar in Amerika, wie se goed ek luister en lees, Chuck Missler, oom Chuck, hy is ook nou al dood, sy goed wat ek luister, en so kan ek hulle vir jou opnoem. Soos ek sê, wat ek nog moet leer, weet hulle al lank al. So dit is lekker, kom ons wees teachable, kom ons wees leersaam, kom ons is wakker en ywerig vir die Here, en mag ons liefde onder mekaar. Ja, maar die kerk dit, luister hier, dis God se kerk, dis God se kinders. God slaan hulle eers soos jy hulle slaan nie. Stop het. Kom ons wees lief vir mekaar. Kom ons kyk na mekaar. Kom ons wees accountable. Ons praat baie teen Lone Rangers en Rolling Stones. God soek jou deel van 'n liggaam. Jy's deel van die liggaam of jy dit nou like of nie. Ja, maar Here, ek het toe nou maar op my eie gegaan, want die kerk is so stikkend en hierdie ouens doen dit en kan jy glo, JC braai nog 'n varkchoppie en wat ook al. Jy weet, sulke jazz. Ons almal is God se kinders. Ek is lief vir die Here. Ek's ywerig vir die Here. Ek is teachable. Ek weet nie alles nie. En ek's lief vir my boetie en my sussie. Daar's party wat my kwaad maak, maar dan repent ek. Ek moet repent. Maar gaan nou stop, want my koffie is koud en ek weet julle wil aangaan, want wat julle besig is. Bid vir ons dat ons volgende week daai boodskap van Jonathan kan uitkry. Is 'n baie belangrike boodskap. En ons gaan hom in Engels doen. Bid vir my Engels asseblief, bid kliphard hierdie week. Dat ek bietjie my Engelse Bybel kan lees. Dit gaan lekker wees. Kan ek vir ons afsluit met gebed? Kan ek maar. Vader, ek loof en prys U. Dankie Here vir U woord. Here, mag ons net vir U woord ywerig wees, wakker wees, lief wees. Here, kom terug, Maranatha, Here. Is dit vandag, is dit môre, voor die boodskap dalk nog uitgestuur word, kan U al terugkom. Indien nie, Here, sal ons aangaan met U woord. Ons is teachable, ons is ywerig. Here, stuur ons, Siloam ons, stuur ons uit na 'n stikkende wêreld toe. Gee ons gekruisigde hande, gekruisigde voete om te loop waar U wil hê ons moet loop. Here, help ons
Maar Here, ek bid vandag vir die kerk, ek bid vir u kinders, wat u al reeds ken. Here, dis vir ons die gevaarlikste, die ou daar buitekant, wat u nog nie ken nie. Ons bid vir hulle, Here, maar vir ons, vir die kerk, is gevaarlik om apaties te raak, stil te raak, in 'n groef in te gaan. Vader, mag ons altyd wakker wees vir u. Heilige Gees, kom versterk ons, kom vul ons in, ons lek, Here, ons lek, kom maak ons net weer vol met die Gees, Here. Teach ons, leer ons, geef ons die verborge manna, suiwer ons ambassadeurskap. Here, help ons om nie te compromise nie. Here, help ons om nie so vas te wees in ons doktrine, dat ons eerste liefde verlaat nie. Mag ons nie dink ons is okay, omdat ons dink ons is Sardes nie. Here, en mag ons soos die Philadelphia kerk, broederliefde hê, naaste liefde, altyd liefde. Deur ons liefde onder mekaar, mag ons mekaar so ken. Mag ons geken word as Christene wat grace het met mekaar. Ons het grace vir die wêreld, ons het grace vir die wat u nog nie ken nie, maar ons het nie grace op mekaar nie. Here, mag ons grace hê. Geef ons leidsaamheid. Ons eer u naam, ons loof u naam. Amen en amen. My boetie en sussie, mag julle 'n lekker tyd hê, lekker week. Die boodskappe is lank, ek weet, maar julle kan vir my boeties en sissies in Amerika se podcast luister, van hulle is 2-3 ure. Hier is my uur en ek sien 6 minute. Vat hom, pause hom, gemaak 'n koffietjie, eet ietsie en luister hom weer. Luister jy, like en subscribe. Eerste rede hoekom, luister gou hoekom, sodat jy die notifications kan kry van ons volgende een. Hy gaan oppop, maar ook so dat ander die boodskap kan kry. Amen. Julle moet 'n mooi dag hê. Groete dag. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Either step aside, for every God knows everything will crumble under his blows. You think yourselves weak, pathetic and overrun, and that all you've bled for is coming undone. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Oh, you go out there and bow to none and cause a stir as if it were the last one. Curse them into hiding. These thieves won't believe the way we're riding. So go kneel and weep and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. Ero destinato a diventare un grande soldato. Ero destinato a diventare un poeta, un aviatore. Ero destinato a vedere l'uomo nuovo, per conquistare la città eterna con una spada fiammeggiante. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed. Go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed by one lion's roar, by one lion's roar. So go kneel and wait and join the herd. You know 1,000,000 sheep will be dispersed, oh, by one lion's roar.
join